Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Die laaste vervulling van 'n profesie waarna Prof Kenier kyk, kom uit die mond van Jakobus in Handelinge 15 vers 15 tot 17. En hy verwys na die profesie van Amos 9 vers 11 tot 12, gedeelte waarna Prof Kenier al voorheen verwys het. Die situasie in Handelinge 15 is die eerste synode van die vroeë kerk, waar die probleem bespreek word van Paulus se sendingwerk onder heidene. Paulus het nie van hulle verwag om die Ou Testamentiese wette te hou, soos die Sabbat en die besnydenis nie. Sy boodskap was dat hulle net deur die offer van Christus gered word, as hulle vertroue in hom stel. Maar sommige Joodse Christene wou hê dat hulle ook net soos die Jode die hele wet moes hou, en veral dat hulle ook besny moes word. Na bespreking tree Jakobus uiteindelik na vore en steun die posisie van Paulus. Sy punt is dat God deur Paulus werk en besig is om vir hom 'n volk uit die heidene nasies te versamel. En volgens hom getuig die profete van ouds al daarvan. Om dit te bevestig, haal hy dan Amos 9 vers 11 tot 12 aan. Jakobus se weergawe van Amos ondersteun sy punt baie sterk, maar daar is opvallende verskille tussen Amos 9 vers 11 en 12 en die wyse waarop Jakobus dit in Handelinge 15 vers 15 tot 17 aanhaal. Amos gee 'n oorlogsprofesie. Israel sal sy ou vyand Edom oorwin en trouwens ook al die ander nasies oor wie die Here se naam uitgeroep is. Jakobus maak daarvan 'n sendingteks. Al die heidene wat die Here geroep het, sal hom soek. Hoe werk dit? Ons moet nog eers onthou dat Jakobus en die vroeë Christene 'n ander Ou Testament gelees het as ons Ou Testament, naamlik die Septuagint. En dit is waar Jakobus hierdie vreemde bewoording van Amos 9 gekry het. Ons het reeds verwys na die feit dat die Septuagint nie 'n akkurate vertaling was van die Hebreëse Ou Testament nie. Die vertalers van die Septuagint het onder andere twee dinge gedoen: om tekste wat nie met die Messias te doen gehad het, so te vertaal dat dit wel met hom in verband gebring kan word, en om tekste wat oor die nasionale belange van Israel handel, te verander na sendingtekste. En dis presies wat met Amos 9 vers 11 tot 12 gebeur het. In die Hebreëus, net soos in ons Afrikaans, is dit 'n profesie wat aan Israel 'n oorwinning beloof oor een van sy aardsvyande. Maar die Septuagint het dit vertaal soos dit nou in Handelinge 15 vers 17 staan, 'n sendingteks van die nasies wat na die Here gaan kom soek. En dit is dan wat Jakobus gebruik in sy argument ten gunste van Paulus se sending onder die heidene. Hy kies die weergawe van Amos 9 vers 12, waarmee hy sy punt die beste kan maak. Van die vervulling van Amos 9 vers 11 tot 12 in sy oorspronklike Hebreëse vorm is daar in Paulus se sendingwerk geen spoor nie. Daar is geen manier hoe mense uit Amos 9, soos dit oorspronklik gelees het, vooraf iets van Paulus se sendingwerk sou kon aflei nie. Dit lyk dus of ons die gedagte van 'n letterlike vervulling van profesieë heeltemal moet prysgee, ook wat profesieë betref wat eers in die toekoms vervul sal word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om te bly glo dat U profesieë vervul, maar op U eie manier, nie soos wat ons dink dit behoort te gebeur nie. Dat ons maar net sal vashou aan U en U bly vertrou dat wat ook al gebeur, dit in goeie vir ons sal meewerk. In Jesus se naam. Amen.